Ons almagtige Hemelse Vader, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Daar is net een naam wat ons vanaand wil aanbid. Daar is net een lewende God wat ons vanaand voor wil kniel. En daar is net een lewende God voor wie ons harte vanaand wil uitstort en vra dat U ook ons harte sal aanraak en laat ons as gelowiges sal verstaan, wat 'n voorreg is dit. 'n Voorreg om met U te kan praat. 'n Voorreg om ons oë te kan toemaak en met ons stemme, met ons hart op ons mou na U toe te kom en te sê, Here, help asseblief. Om te vra help wanneer dit met ons swaar gaan, wanneer ons voor die teater se deur lê. Om te vra dat U moet help wanneer ons by 'n siekbed staan, in 'n dokterspreekkamer sit om slegte nuus te ontvang. Ons vra help asseblief, Here, daar waar ons miskien besig is met toetse en eksamens, waar daar 'n vak is waarmee ons sukkel, en ons is moontlik moedeloos daaroor. Ons vra dat U asseblief sal help, daar waar ons werk soek, daar waar ons ook ons krisisse hanteer, waar ons sukkel om te oorleef. En ons kan dit alles vra, omdat die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus, onze Here, deur die Heilige Gees, daardie belofte aan ons gee, dat ons in die naam van Jesus Christus dit mag vra, en daaraan sal vashou, dat dit sal waar word. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons sing saam Gesang 43, en ons gaan saam sing vers 1 en vers 3. Kyk na die eerste vers saam met my, die eerste gedeelte. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig, ons lof en ons lied. Kom ons sing vers 1 en 3 tot eer van die Here saam.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons skriflesing in die woord van die Here vind ons vanuit Romeine 8. Ons gaan 'n treetjie verder, ons het gisteraand stilgestaan by vers 1 tot 17. Vanaand gaan ons saam lees vers 18 tot en met vers 30. Nou as u bietjie terugdink in hierdie week, dan sal jy onthou, Sondag aand het ons begin en vir mekaar gesê, die Heilige Gees maak dat God by ons teenwoordig is. Maandag aand het ons mekaar gesê, die Heilige Gees laat ons lewe. En gisteraand het ons mekaar gesê, die Heilige Gees maak dat Christus aan ons behoort, dat ons aan hom behoort, dat ons by Christus is. Nou vanaand gaan ons vanuit God by die praktyk uitkom en meer prakties na hierdie gedeelte kyk, wat is vir ons as kinders van die Here belangrik. Nou kom ons lees Romeine 8 vanaf vers 18. Die opskrif, die eersteling van die Gees. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Geliefdes in die Here Jesus Christus, tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanaand. As teksvers gaan ons stilstaan by vanaf vers 24. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En kyk nou wat sê vers 26 vir ons. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Vanaand wil ons begin om vir mekaar dadelik te sê, ons gaan nie mekaar herinner, ons is kinders van die Here nie. Ons het dit nou 3 aande lank vir mekaar gesê. Ons gaan nie vanaand weer begin om ons op te roep, om te verstaan en te besef, ons is kinders van die Here nie. Vanaand gaan ons mekaar sê, kyk as kind van God, wat is die voorreg dat jy vanaand hier kan wees. En dit wat Romeine 8 sê, dat ons dit kan uitleef. Weet jy, baie dikwels leef ons met die gesindheid van nood, leer ons mos bid. As dit met ons swaar gaan, dan bid ons. As ons teëspoed beleef, dan bid ons. Het jy al gesien as jy op die snelweg ry en skielik hoor jy 'n harde knalgeluid en dis 'n band wat bars en jy staan na en die motors ry so by jou verby, is een van die eerste goed wat jy doen, jy maak jou oë toe en sê Here help asseblief. Want wat gaan jy maak? Wie gaan jy bel? Hoe gaan jy uit hierdie situasie uitkom? Martin Luther het omgedraai en gesê, dis nie nood wat ons leer bid nie. Bid leer ons nood ken. Hy het dit omgedraai. En vir 'n kind van die Here is dit juis wat belangrik is. Want as jy in gebed met God praat, dan leer jy ook jou swakheid ken. Jy leer ook jou tekortkominge ken. Dan kom jy ook op die punt uit om te sê, maar ons sug saam met die skepping. Ons kan nie wag, 'n reikhalsende verlange na die wederkoms wat moet plaasvind nie. Maar intussen tot daar, gee die Here vir ons vanaand die versekering, maar die Heilige Gees tree vir ons in, ook met ons swakhede. Die Heilige Gees lei ons, ook in ons gebede. Die Heilige Gees maak dat ons met God kan praat, en nie 'n gees hê, en nou praat ons van 'n gees in 'n klein letter, van slawerny en vrees, soos wat vers 15 dit sê nie. Nee, 'n gees van vrede, kalmte, 'n gees wat uitroep, Abba Vader, soos ons gisteraand vir mekaar gesê het. En dan is dit deur die Heilige Gees wat ons so kan bid. Maar wat maak gebed so noodsaaklik? Weet jy, ons gebede is baie dikwels mens wil nie die woord gebruik swak nie, maar dit skiet so ver te kort. Want ons weet nie altyd wat die wil van God is vir ons lewens nie. Maar ek wil vanaand vir julle 'n ander voorbeeld noem. Daar was tye toe dit anders was. Meeste van u wat ouer as 50 is, sal kan getuig van tye in die kerk, as mense bidtuur gehou het en jy het gesê, ons gee nou geleentheid vir gebed, dan het verskeie mense opgestaan en gebid. Ons was nie bang om te bid nie. As 'n mens dit vandag doen, dan is daar gewoonlik die 2 of 3 manne wat elke keer maar opstaan om te bid. Ons as predikante wonder, soms is dit maar die 2 of 3 wat dit net doen terwille van die dominee, laat hy nie sleg voel dat niemand opstaan nie. Maar dit is asof ons die vrymoedigheid om te bid verloor het. Die vrymoedigheid om met God te kan praat. Om daagliks in gesprek te wees met die Here. En weet jy, die Here het die mens so gemaak. Kom ons gaan kyk vir 'n oomblik na Adam en Eva. In Genesis 1 vers 28 het God vir Adam en Eva gesê, wees vrugbaar en vermeerder en heers oor die diere van die veld en die visse van die see en die voëls van die hemel.
God praat met Adam en Eva, maar Adam en Eva kon met God praat. Toe die Here vir Eva gemaak het, het Adam vir die Here gesê, dit is nou een wat by my pas, been van my gebeente, sy kom uit my uit. Maar na die sondeval, God kom weer eens en hoor mooi waar begin ons. God kom in die aandwind na sy kinders toe en sy kinders kruip weg en wil nie met hom praat nie. Dis nie God wat weggedraai het en weggeloop het nie, sy kinders kruip weg. Hy wil kom praat met sy kinders. Maar Adam het bang geword. En dan, eers weer by Set, hoor ons die opmerklike, in Genesis 4 vers 26, ook vir Set is 'n seun gebore wat hy Enos genoem het, toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Jare het verbygegaan. Mense roep hom aan. Hulle bid weer tot God. Hulle bely hulle afhanklikheid teenoor God. En soos die katekismes ons leer, besef die mens weer eens die noodsaak van gebed. En weet jy, gebed is so noodsaaklik, want die Here wil nie hê hierdie gesprek moet onderbreek word nie. Dink vir 'n oomblik gou aan die volgende voorbeeld. Jy het 'n man en 'n vrou wat getroud is met mekaar, maar hulle praat net 1 keer 'n week 'n uur lank met mekaar. Nie weer nie. 1 keer 'n week 'n uur lank met mekaar. Maar die lewe gaan voort, die uitdagings is daar, die saamstry is daar, maar net 1 keer 'n week praat jy met mekaar. Kan daardie verhouding groei? Kan daardie verhouding sterker en sterker word? Geliefdes in die Here Jesus Christus, nee, dit kan nie. Net so, die bevel om te bid is 'n bevel om nie sonder God te probeer leef nie. Hoor mooi, om nie sonder God te probeer leef nie. As Jesus Christus dan die voorhangsel geskeur het, dat ons na God toe kan gaan, die vrymoedigheid het om na God toe te kan gaan, hoekom gaan ons nie met hom praat nie? Hoekom is ons tevrede om met God te praat net wanneer dit nodig is, of wanneer ons nood het, of wanneer die probleme daar is? Deur die skrif kom God gedurig na die mens en sê, roep my aan. Hy gee die opdrag, bid sonder ophou. Dink maar aan die voorbeeld van Abraham in Genesis 18. Hoe Abraham die belofte ontvang het van 'n nageslag, 'n groot nageslag, en dan lees ons van Sodom en Gomorra, waar God Sodom en Gomorra wil vernietig, en Abraham praat met God, en hy vra as daar net 50 is, wat geregverdig is. As daar net 45 regverdig is. En so gaan dit aan, totdat daar, al is daar net 10 regverdig is. Hy praat met God. Want in Sodom en Gomorra is sy klein neef Lot. Hy wil nie sien dat iets slegs met hulle moet gebeur nie. Het ons so die vrymoedigheid vandag om met God te praat?
om jou hart voor hom uit te stort. Maar is ons soos Abraham bereid om dit te waag, om vir God te vra, asseblief net nie dit nie. Ons gaan terug na vers 15 toe van Romeine 8. Ons het nie ontvang 'n gees van slawerny om te vrees nie. Maar ons het ontvang die gees, hoofletter van aanneming tot kinders. En as ons dan lees, dat ons en die skepping wag, dat die heerlikheid van God vir ons gegee word, en hoor die woorde wat gesê word in vers 23, naamlik die verlossing van ons liggaam. Hierdie gebed, hierdie voorreg dat 'n kind van die Here nie kan wag dat hierdie aardse liggaam, dat dit nie meer daar gaan wees nie. Dat jy die heerlikheid van God gaan betree. En weet jy, as die katekismes dan sê, wat is die vernaamste deel van dankbaarheid wat God van ons vra, in vraag en antwoord 116, dan is die antwoord dat ons moet bid. En hoekom? Want om te bid is om aan God vas te hou. Om te bid is om in afhanklikheid voor God neer te kniel. En dit is juis die Heilige Gees wat ons laat verstaan, dat as ons begin by vers 1 van Romeine 8, daar is geen veroordeling vir 'n kind van God nie. Dat ons harte verander kan word op grond van die liefde van Christus. Dat ons kinders van God is wat uitroep, Abba Vader, my Vader. Maar dat ons kinders van God is wat weet, ook in gebed, wanneer ons met God praat, ons is nie vyande van God nie. Ons bid deur die Gees. En liewe gemeente, hoor asseblief die woorde. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hoekom? Vers 27 sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ek wil graag vir u 'n voorbeeld noem om net hierdie konsep, hierdie gedagte beter te verstaan. Meeste van ons wat vanaand hier in die kerk is, het kinders. U het al gesien wat kinders doen. As die een iets wil doen, dan steek hy sy boetie of sy sussie op om die praatwerk te doen. En dan kom praat hulle. En die boetie praat en hy sê die beste. En hy dra hierdie hartsaak van die twee, die beste voor. Hy ken die hart. En die pa of die ma sit en luister na hulle. En hy ken hulle harte. En dis wat ons vanaand moet besef, dat God ons harte ken. Hy weet wat in ons harte aangaan. En wanneer die Heilige Gees vir ons intree, dan tree hy ooreenkomstig die wil van God vir ons in. Want hy ken ons harte. Hoor u hoe bevoorreg is ons? En wat God van ons vra is gehoorsaamheid in gebed. Dat ons deur die Gees van God sal bid. Dat die vlees wat dood is, weens die ongehoorsaamheid nie in ons sal heers nie, maar juis die Heilige Gees wat namens ons intree. Selfs die hele skepping smag daarna. Smag daarna om verlossing. En hoekom het ons vers 24 en 25 saam gelees as teksverse?
Want so pragtig word die eienskap van hoop vir ons verduidelik. Dat wanneer ons op iets hoop, en ons het dit nie, ons kan dit nie sien nie, dan hou jy aan hoop, jy hou daaraan vas, jy soek dit met alles in jou. Maar as jy dit kan sien, waarom hoop jy dan nog daaroor? Die ewige lewe het ons nog nie beerwe nie. Ons kan dit nog nie sien nie. Maar ons weet dit is waar. En daarom is ons hoop gefestig daarin. En solank as wat ons lewe met daardie hoop, wat sê die Here vir ons deur Paulus in vers 18? Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, moenie vanaand verkeerd verstaan en sê dat daar nie swaar kry is nie. Dat daar nie 'n stryd is om te oorleef nie. Dat die pad elke dag om vir die Here te leef nie moeilik is nie, dit is. Maar Paulus sê, weeg dit op teen die heerlikheid wat wag. Dan is dit veel groter. En 'n ander manier om dit op te weeg is, diegene van u wat al hoër ouderdom bereik het, kom ons gebruik 'n voorbeeld van 60. Diegene van u wat al 60 jaar oud is. As ons vanaand vir u moet vra, hoe vinnig het daardie 60 jaar verby gegaan? Dan gaan u glimlag en sê, net so. En dis die beeld wat die Here wil hê ons moet verstaan. Dat hierdie swaar kry, in vergelyking met die heerlikheid wat vir ons wag, dit kan nie opweeg nie. Die heerlikheid is veel beter, veel groter, 'n wonderlike toekoms waarna ons kan uitsien. En wanneer ons so beleef, dan kom ons agter, soos vers 28 dit sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat is daar die voorneme? Sy kinders, die wederkoms, hulle wat aan hom behoort. Dan, al is die wêreld onvolmaak, gevul met sonde, ons kan uitsien na die dag waar ons in die heerlikheid van God staan. En ja, ons weet nie altyd reg wat ons moet bid nie. Maar wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees leer ons om te bid, Abba Vader. Al kom daar die woorde hoe gebrekkig uit. En wanneer ons bid, leer ons ons nood ken. Want dan kom ons agter hoe tekort skiet ons aan daardie woorde. En wanneer ons ooreenkomstig die wil van God wil bid, dan is dit juis om op die punt te kom om te sê, Here, leer ons bid. Leer ons opreg bid. Leer ons om deur die woord van God te bid. En dan word ons opgeroep om te leef vir die Here. En as ons nie weet hoe nie, bid daarvoor. Ons word geroep om gehoorsaam te wees. As ons nie weet hoe nie, bid daarvoor. Ons word beloof dat ons saam met God, die drie enige God, gaan leef in die heerlikheid wat vir ons wag. Kom ons bid vir 'n spoedige weerkoms van die Here Jesus Christus. Want watter groter voorreg is daar om so in die heerlikheid van God te leef. Hoe is dit moontlik? Want die Heilige Gees woon in ons harte.
Die Heilige Gees laat ons lewe. En soos 1 Korintiërs 2 ook sê, die Gees wat die dieptes van God ken, woon in ons harte. Liewe gemeente, kom ons lewe terwyl ons bidend voor die Here staan. Kom ons word weer 'n biddende kerk wat nie bang is om te bid nie. Wat nie onseker is om te bid nie. Wat ook, soos die tollenaar, maar net die woorde kan uiter. Wees my sondaar genadig. Ons het nie baie woorde nodig nie, want die Here ken ons harte. Maar mag daardie woorde wees tot eer van God in sy naam, omdat ons vir hom lief is. Amen. Liewe gemeente, ons gaan nou weer vanaand geleentheid gee waar elkeen van ons daar waar ons sit, stil kan raak in gebed. En vanaand gaan ek nie vir u 2 of 3 punte gee waarvoor ons moet bid nie. Stort u hart voor die Here uit. Praat met die Here. Praat met God, omdat die Heilige Gees u lei om dit te doen. En dan sal ek weer vir ons 'n gebed saam doen.
ons almagtige drie-enige God. Hier staan ons as mens. En voordat ons enigiets sê, wil ons vra dat U ons sal vergewe. Want die opdrag leer ons van kleins af bid sonder ophou. Maar dan is die lewe so gejaag en van bakboord na stuurboord hardloop ons rond en dan leer ons om vinnig net 'n paar woorde op te sê. Baie dikwels in 'n rympie self sonder die hart. Help ons dat ons sal weet en sal besef om met U te praat is die grootste voorreg wat ons het. Dankie dat U vir ons lewe gegee het. Dankie dat daardie helse smarte wat in die woord verduidelik word, waar die ryk man gesmeek het dat Lazarus net sy vinger in water kan druk en sy tong kan aanraak. Dat U ons gered het van daardie smart. Dat ons vanaand hier in Romeine 8 kon hoor, maar U het ons geroep as U kinders. U het ons verordeneer, afgesonder, gekies, geregverdig, sodat ons U heerlikheid kan sien. Ons wil vra dat U elkeen van ons so sal lei dat ons sal besef en verstaan hoe ons leef, wat ons doen, dat ons dit alles sal doen vanuit die krag en die leiding van U Gees, ja, U as Heilige Gees wat in ons harte woon. En dan gee U ons die geleentheid om ons harte ook uit te stort en te bid en te vra. U ken elkeen se probleme wat vanaand in hierdie kerk sit. U ken elkeen se stryd om te oorleef. En ons wil vanaand vra dat U vir ons altyd die lig sal wees. En wanneer ons wegkyk, wanneer ons afkyk en U lig nie meer raak sien nie, trek ons spreekwoordelik aan U ken reg op, dat ons in U lig sal kyk. Ons wil bid vir Karma wat môre in 'n teater moet ingestoot word waar sy geopereer gaan word. 'n Saak wat so dikwels vir ons angswekkend is, want 'n mens weet nooit wat kan gebeur nie. 'n Mens weet nooit wat die uitslag is na so 'n operasie nie. Maar vanaand wil ons vir U dankie sê, dat ons na 'n dokter toe kyk en om hulp roep, maar dat selfs daardie dokter se hande in U liefde vasgevang word. Dat al is daardie dokter hoe briljant, hoe slim, hoe uitstekend, is U die een wat oor ons lewens beskik. En daarom wil ons bely en vra, sonder U kan sy nie in daardie teater ingaan nie. Maak haar rustig, gee haar kalmte in haar hart. Mag sy weet, al is sy so diep aan die slaap, U is nog steeds by haar. Ons wil bid vir elkeen wat vanaand hier in die kerk is, wat
bekommerd is oor die dag van môre, wat vanaand huis toe ry en 'n mens eintlik met vrees in jou hart ry, want jy weet nie wat gaan gebeur nie. Die paai het onveilig geword en die omstandighede is van so 'n aard, 'n mens wonder wat gaan wanneer plaasvind. Maar dankie dat ons met geloof in ons harte hier kan wegry. Dat ons nie hoef bang te wees nie, want U is in beheer van alles. En vanaand wil ons as gelowiges sê, al lewe ons in hoeveel moeilike tye, swaar tye, krisistye, wil ons vra, Here Jesus, kom gou. Kom haal ons as U kinders. Plaas ons voete op daardie rots, U wat die hoeksteen is van alles. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Geliefdes in Here Jesus Christus, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Kom ons sing uit dankbaarheid saam Gesang 223. Gesang 223 en ons gaan sing vers 1, 2 en 4. As jy saam met my sal kyk na die woorde van die 4de vers. Gee helder lig aan ons verstand en laat U liefde in ons brand. Ons self is nog so swak, ons wag dat U ons sterk met Pinksterkrag. Kom ons sing vers 1, 2 en 4 tot eer van die Here saam.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan leef biddend voor die Here, omdat u sy vrede ken. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.